almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maakie video. Hierdie is die tweede vraag vir vraestel 2 vir 2019 se Mei-Junie NSC ou vraestelle. Hierdie gaan oor data en jou statistieke en hoe jy dit hanteer. So, kom ons begin. Hierdie sê leerders wat 'n punt van minder as 50% in 'n wiskunde toets behaal het, is gekies om 'n rekenaar-gebaseerde program as deel van 'n ingrypstrategie te gebruik. 'n Tweede toets is na afloop van die program geskryf om die doeltreffendheid van die ingrypingsstrategie te bepaal. Die punt as 'n persentasie wat 15 van hierdie leerders in beide toetse behaal het, word in die tabel hieronder gegee. Okay, so hier is jou leerders, dan gee hulle vir jou punt 1 sitpunte en punt 2 sitpunte, alles in persentasie. Vir 2.1 sal hulle bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrante regressielyn. So, om 'n regressielyn te doen, gaan jy jou sakrekenaar gebruik. Jy kan dit by hand doen, maar ek sal dit regtig nie voor nie. En as jy 'n regressielyn soos daai kry, soek jy dit in die vorm van y is gelyk aan a plus bx. Ons gaan nou hierdie data vat en in ons sakrekenaar sit, en hoe jy dit gaan doen, as jy 'n Casio FX-991 IS Plus het, of gewone Casios, dink ek is dieselfde, gaan jy gaan na Mode, Setup, wat het behoort die tweede knoppie van links te wees, op jou sakrekenaar hierbo. Dan gaan jy sê nommer 3 vir stat. Dan kies jy nommer 2 wat sê a plus bx, okay? En dan gaan jy hierdie in jou x-waarde sit en hierdie in jou y-waarde. So dit word 10, okay, so ek gaan nou eers al hierdie in my x-waarde sit vir daai mode wat het vir my gegee het, 10, 18, 23, 24, 27, 34, ensovoorts. En nou gaan ek alles in my y sit, so ek het nou basies alles al klaar gedoen. So dan, nadat jy al jou data ingesit het, gaan jy AC druk op jou sakrekenaar, behoort jy 0 te kry. Wat jy dan gaan doen is shift druk, so dis heel links die boonste knoppie, jy druk shift en dan 1. Dan behoort jy al nommers te kry, en jy gaan sien 5 vir regressie, so dit gaan so lyk, op jou sakrekenaar, jy kies daarin. Dan gaan jy opsies kry om A, B en al die ander goed te kry, so in die geval gaan jy A kry, so jy gaan 1 druk om A te kry, en dan gaan jy A gelyk wees aan 12.44, jy gaan weer AC druk, sê shift, stat, 5 vir regressie, en nommer 2 vir B, druk is gelyk aan, en dan behoort jy B te kry as 0.98. So, jy gaan dit nou neerskryf vir die examinator, jy gaan sê y is gelyk aan 12.44 plus 0.98x. En daai gaan jy finale antwoord wees. So, waar sê jy punte kry? Wel, jy sou, as jy net hierdie geskryf het, sê jy 3 punte net vir dit gekry het, maar as jy hierdie gewys het, sê jy 'n punt vir elkeen van daai gekry het. So, daai is jou 3 punte vir daai vraag. Nou, vir die res van hierdie vraag, moet jy verkieslik jou sakrekenaar in die gewone mode sit, so jy gaan weer mode setup druk, en jy gaan nommer 1 vir kamp kies, so jy moet hierdie nou kies. Ok, so dat jy die regte antwoorde vir die res van jou vraag kan kry. Nommer 2.2 sê, 'n leerder het 15 uit 'n totaal van 50 punte vir die eerste toets behaal. 2.2.1 sê, beskryf die leerder se punt vir hierdie toets as 'n persentasie neer, so ons wil net 15 uit 50 kry, as 'n persentasie, so jy sê 15 oor 50 mal 100, en dit gee vir my 30%. En jy gaan regtig net 'n punt kry vir jou antwoord, want die was nie moeilike wiskunde nie. Ok, 2.2.2 sê wat? 2.2.2 sê voorspel die leerder se punt vir die tweede toets. So gee jou antwoord tot die naaste heelgetal, belangrik, hulle wil hê jy moet jou getallestelsels ken. So ek sal iewerste getallestelsels insit, sodat jy daai video kan gaan kyk, as jy daarin belangstel. Maar ons het hierdie persentasie, ons weet dat ons y-waarde die volgende toets punte gaan wees. So, as ons hier kyk, toets x was ons huidige waarde, y is die volgende waarde. Okay, dis so ons het in ons regressielyn gesit het. So, ons het nou x, ons het die eerste toetse waarde, 30%. En ons het 'n formule gekry, hierso, y is gelyk aan a plus bx, om die volgende toets se antwoord te kry. So, as ons nou hierdie 30% hier insit, dan kan ons die volgende toets 2 se voorspelde punt kry. Jy gaan nou sê 12.44 plus 0.98 mal 30. Kan jy nie jou persentasie insit nie, want ons het hierdie in persentasie al klaar geskryf. So, hierdie was al klaar alles in persentasie. So, jy wil dit nie nou soos 30 oor 100 sit of enigiets nie. Jy gaan sê 30. En as ek daai in my sakrekenaar sit, kry ek 41.87. Maar hulle vra, jy moet dit in 'n heelgetal sit, so die word 42%. En dis jou finale antwoord.
En waar sou jy punte kry? Jy sou 'n punt gekry het omdat jy hier 30% ingesit het, of 30, want jy het geweet jy moet dit doen, en jy sou 'n punt vir jou heelgetal gekry het. So dis jy 2 punte daar. Vir 2.3, 2.3.1. Kyk, kom ons lees. Vir 2.3 selle, vir die 15 leerders hierbo is die gemiddelde punt van die tweede toets 45% en 45.67%. So hierdie is jou gemiddeld. Okay, vir toets 1. En die standaard afwyking is 13.88. So as jy dit is gelyk aan 13.88. Okay, dan stel die onderwyser besef dat hy vergeet het om die punte van die laaste vraag by die totale punt van elkeen van hierdie leerders te tel. Al die leerders het volpunte vir die laaste vraag behaal. Nadat die punte vir die laaste vraag bygetel het, is die nuwe gemiddelde punt 50.67%. Nou selle vir 2.3.1. Wat is die standaard afwyking nadat die punte vir die laaste vraag by elke leerder se totaal getel het? So net die gemiddeld was geaffekteer. Dit bedoel nie noodwendig dat jy standaard afwyking geaffekteer was nie, so jy gaan eintlik net presies dieselfde standaard afwyking hê. Net omdat iemand nog punte bygetel het, bedoel nie jou standaard afwyking verander noodwendig nie, en omdat almal vir die laaste vraag dieselfde punte gekry het, almal het dit reg gekry, gaan die standaard afwyking nie geaffekteer word nie. So in die geval gaan jy sê jou standaard afwyking is gelyk aan wat hulle voorheen vir jou gee, die 13.88%. So let op, die standaard afwyking het nie verander nie, want almal het dieselfde punt gekry. So dit bedoel almal se gemiddeld het net gestyg, maar almal se gemiddeld het met dieselfde hoeveelheid gestyg of verander. So dit bedoel die standaard afwyking het presies dieselfde gebly. So dis hoekom ek dit kan sê. As almal anderse punte gekry, sou die standaard afwyking verander het. Okay. Vir 2.3.2 sal wat is die totale punt van die laaste vraag? Okay, so jy kan nou sê die vorige punt was 40.67%. Die nuwe gemiddeld was 50.67%. Okay, so dan gaan jy net daai aftrek. Okay, en dit was X byvoorbeeld die vraag se hoeveelheid, en dan gaan jy 'n punt vir 5% kry. Dit is jou punt se hoeveelheid, en as jy regtig wou, jy kon gesê 5% is gelyk aan X oor 50, want hulle het vir ons gesê die toets was uit 50 uit, so jy kon uitgewerk het wat X was, en dit sou 5% van 50 gewees het, wat 2.5 punte is, dink ek. Okay, so jy kon dit gaan neerskryf het, maar hierdie sou vir jou 'n punt gegee het. So vir elkeen van hierdie dele sou jy, hierso sou jy net 2 punte gekry het, want jy het besef dat almal se punte met dieselfde hoeveelheid verander het, so jy kon die standaard afwyking presies dieselfde hou, en hierso sou jy 'n punt gekry het net vir jou antwoord, jy sou 2 punte gekry het, of jy sou 'n punt vir jou bewerking en 'n punt vir jou antwoord gekry het. Dis die einde van die video. As julle enige vrae het, onthou julle kan my by Wiskunde met Maggie e-pos. Dit is net wiskundemetmaggie@gmail.com. Lekker dag.